Ek wil vanaand voorstellings maak. Pastor Rita, die uitreike wat julle doen buitelande toe, né? Niemand kom tot bekeer word. En julle wat ronddraai, mense help en goed is, dit maak nie verskil in die lewe nie. Ek stem nie saam. Louis, waar is jy? Jy moet jy vir mense wat moet bid doen niks vir hulle. Ja? As jy so loop en bid vir die mense, goed doen niks. Glo jy dit? Julle glo dit as ek dit sê, maar julle glo dit as die duiwel vir julle goeie sê wat nie waar is nie. Jy is niks werk nie, man. Die moeite wat jy doen om aan die pad te gaan, om te gaan na ander lande toe te gaan, sendingwerk doen, of mense te help in die gemeenskap, of te bid vir mense goed is, beteken niks. Hoe vandag twyfel ons nie onsself nie? Hy saai nie die bietjie twyfel. Ek is niks werd nie. Ek beteken niks. En dan sit hy klein snoeballetjie aan die rol. Dan begin ons weer minds met ons weghardloop. En later is dit net so groot as massiewe snoebal. Want alles verwoes. Want dit wat jy doen is belangrik vir die werk van die Here. Pastor Rita, wat jy doen, al sien jy nie altyd noodsaaklik wat jy doen terwyl jy daar is nie. En die vrug wat jy daar saai, 'n invloed. Weet nie wat jy doen, Louis wat vir wie jy bid, almal wat hier sit, se werk vir die Here dra vrug. Die van julle wat 'n bietjie nou ken van landbou goed is, weet jy kry nou 1-jarige vrugte, 2-jarige vrugte, sulke goed, né? Wat beteken jy plant hom nou maar sy jaar ook so. Dan kry jy nog ander tipes vrugte en goedes wat jy plant hom nou dan 7 jaar kry jy sy vrug. Beteken nou dat in daai 7 jaar wat jy nou moet staan en wag, daai vrug beteken niks. Nee. Die vrug is daar, die vrug is geplant. Baie keer in ons daai put, jy gaan ook krap. Ek wil kyk hoe ver hy gaan groei. Ek wil gaan kyk hoe groot is hy al. Ek wil net kyk of hy nog daar is. Ek sien dat hy kom. Waar die Here vir hom sê, los. Laat die Heilige Gees sy werk doen. Die regte ding, die regte tyd, as dit God se tyd is. Dis iets wat vir ons as mens moeilik is om te aanvaar. Dat ons tyd en God se tyd is nie dieselfde. En dan raak ons ongeduldig. Ons verloor geloof. Ons wil nie meer Bybel lees nie. Ek het mos nou van die Here mos nou verkeer mos nou gevra. Ons het nou die dag gelees van die ou wat homself 7 keer moes gaan was het. As hy op 6 keer opgehou het, was hy nooit genees nie. Hou aan tot jou seun en jou deurbraak kom. Moenie opgee nie. Ons het nou dus op die konferensie het ons is agtergekom wat 'n impak VGK Valhalla het in ons streek. Nie omdat ons dit wil doen nie, maar net omdat hulle kyk wat ons doen, wat ons stel voorbeeld. Nou wil ek vandag vir jou vra, wat is jou identiteit in Christus? Wie is jy? Ken jy die verskil tussen wie jy is en wat met jou gebeur? Definieer jy aan dit wat om jou gebeur met wie jy is as persoon? Want hoe maklik is dit nie vir ons as dit sleg gaan en ons sukkel, en ons weet nie wat ek kan doen nie, om te sê, maar ek weet nie of die Here vir my lief is nie. Ek weet nie of die Here vir my sorg nie. Want as ons koppel wat met ons gebeur
die eksterne faktore aan wie ons is. As ek vandag vir jou vra, wat is jou identiteit in Christus? Wat gaan jy vir my sê? Baie mense kan my vraag antwoord. En as ek jou vra, maar hoe weet jy dit dan? Dan weet jy nog wat ek in antwoord is. Die mees algemene sin van die woord identiteit kan ons definieer as 'n persoon se sin van self, bevestig deur unieke eienskappe, affiliasies en sosiale rolle. Dis 'n persoon se sin van self, bevestig deur hulle unieke eienskappe, affiliasies en sosiale rolle. Nou wil ek jou vra, as 'n deel van die liggaam van hierdie kerk. In die eerste plek, het jy 'n unieke eienskap? Ja, hoe weet ek dit? Die woord sê vir my, as jy bekeer kom, kan jy gawe. Is dit 'n unieke eienskap? Natuurlik. En miskien het 2 of 3 dieselfde tipe gawe, maar die gawe wat jy het is uniek. Ek praat van die definisie van identiteit. Die eerste ene is dat jy unieke eienskappe. Elkeen wat jy sit het 'n unieke eienskap. As jy tot bekering gekom het, het jy 'n gawe. Almal, nie party nie. Almal. Hoe weet ek dit? Die woord sê dit vir my. Party nog meer as 'n gawe. Maar niemand het geen gawes nie. Die tweede punt, wat jou identiteit bepaal, is jou affiliasies. Wat beteken dit? Met wie ben jy? Met wie affilieer jy jou? Jy weet as 'n gesegde wat sê, wys my jou vriende en as ek jou wys wie jy is. Met wie gaan jy om? Wat doen jy as jy nie in die kerk is? Dis 'n aspek wat jou identiteit bepaal. Met wie wil ek affilieer? Met wie wil ek affilieer? Met wie kies ek om te affilieer? Broers en susters, hoekom sê die woord vir ons moenie wegbly van die samekomste af? En die derde punt is jou sosiale rol. Wat is jou sosiale rol? Nie noodwendig in jou gesin as vader of as moeder of as kind of as ouma of as oupa nie, maar wat is jou sosiale rol? As ek uitgaan en gaan disippels maak, gaan ek ons van my eie warm woonpleisie af na 'n plek toe wat vir hom bekend is. Ek gaan in 'n sosiale omgewing in wat vir hom bekend is. Baie keer vreesaanjaend is. Baie keer het al gevaarlik is. Wat is jou sosiale rol by jou werk? In jou gesin, in jou familie. Hoe sosialiseer jy met die tolpakke? Of die havenwissel? Hoe? Want is alles deel van ons van ons society. Hoe hanteer ek daai persoon wat sê hy is 'n gelowige, maar hy wys dit nie? Wat doen ek? Kan ek loop en voete speel op? Of trek ek op in? Trek ek op nader? Kan ek as 'n broer of 'n suster? Kan ek die woord doen? En laat die Heilige Gees die oortuiging doen.
hoe sosialiseer ek? Ek gaan net so 'n paar verse vir ons uitlig. Hoekom wat ek sê bewys word in die Bybel? Dit gaan spesifiek oor jou identiteit in Christus. Julle is welkom om saam met my te lees, as julle wil. 2 Korintiërs 5 vers 17 is die eerste punt. Ek het 10 punte hierso. Ek kan 50 punte gaan uithaal. Ek kan 100 punte gaan uithaal. Maar ek dink, as ons naby aan 10 punte kom, behoort jy redelik die prentjie te kry van wie jy is in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Jy is 'n nuwe skepping. Hoe weet ek dit? 2 Korintiërs sê dit vir my. Wat is my identiteit in Christus? Ek is 'n nuwe skepping. Net dit al klaar genoeg. Om dit wat die duiwel vir jou sê jy is, teen te staan, teen te werk. Jy is 'n nuwe skepping. Johannes 1 vers 12 sê vir my, ek is 'n kind van God. As jy tot bekering kom, en die duiwel net nee, as ek tot bekering, as ek nie tot bekering nie, ek doen dan nog dit, ek doen nog dan en dat. Johannes 1 vers 12 sê spesifiek, maar aan almal wat hom aangeneem het, almal wat op bekering gekom het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Twyfel jy of jy 'n kind van God is? Wie twyfel dat hy 'n kind van God is? Niemand. Hoekom nie? En die Bybel sê vir my dat as jy jou omgekeer en jy bekeer en jy glo in God, is jy 'n kind van God. Hoekom is dit dan dat die duiwel by party van ons kan kom en sê, liewe dan, jy is nog nie 'n kind van God nie. Jy doen nog dit, jy vloek nog nou en dan, jy doen nog dat, jy is nie 'n kind van God nie. Is dit wat die Bybel vir my sê? Nee, wat sê die Bybel vir my? As ek my bekeer en ek glo as ek 'n kind. Hoeveel keer kry ek mense daai vraag by mense wat al jare lang bekeerd is? En sê hulle, ek weet nie lekker nie, ek twyfel. Ek weet nie of ek dit van die Here is nie. Hoe antwoord ons dan mense? En die woord. Nie in storieboeke, of uit filosofiese boeke, enig iets anders nie. Net in die woorde. Baie keer kom die duiwel ons sê vir ons, wie wat nou, jy het nog nie alles gedoen wat jy voorgestel is om te doen, om tot bekering te kom nie, so jy is sommer nou niks werk. Presies wat ek nou gedoen het, as voorbeeld. Wat jy doen beteken niks meer. Jy is sleg. Wat soek jy so? Gaan kyk wat die gat weg. En baie keer dan is ons geheim van geloof en ons glo dit. En ons doen nie wat die Here vir ons sê ons moet doen nie. Maar van my dan 8 vers 1 sê vir my, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. So ek, as 'n kind van die Here, is vry van veroordeling. As die woord vir my sê, ek is vry van veroordeling, veroordeling die duiwel en die ander mense. Hoekom laat ek toe, dat hulle my nog steeds veroordeel? En wanneer hulle dit doen, het ek invloed op my. Besef ons dat wie ons is, en wat het ons gebreek, is nie dieselfde ding nie.
Wys my die Bybel, een kind van die Here, met wie dit altyd net goed gegaan het. Wys. As die hele woord van God vol voorbeelde is, van kinders van God, wat ook moeilike tye, wat ook swaar tye deurgaan, wat selfs doodgemaak is. Hoekom is ons dan so sensitief, wanneer dit nie lekker gaan nie, ek weet nou nie lekker nie. Is ons nie so nie? Maar die Bybel sê vir ons, julle moet vasbyt, julle moet aanhou hardloop, maak die saak hoe moeilik dit is nie, moenie ophou nie, dit gaan nie maklik wees nie, moenie ophou nie, hou aan hardloop, moenie ophou nie. Maar sodra ons aan eerste hekkie nie lekker kan oorkom nie, dan moet ons nie geoefen het nie. Dan moet ons opfiks is. Dan kom ons nie lekker verstaan hoe moet die wet werk nie. Maar as ons aan eerste hekkie nie lekker kan oorkom nie, dan moet ons op nie. Ek stui baan, wat sla die gewigstoot, ja. Dan wil ek daar op die gewigstoot, hoepel, gaan sit. Sê nee, wil nie meer, kan nie meer nie, gee op. Gelukkig die hele gewigstoot. Nee, jy het niks kan. Ons is vry van verhooging. Ja, dit is hout die wijnboom. Dis so. Ja, dis ook nie rolbal. Besef ons, dat ons is vry van veroordeling deur die wêreld, as ons 'n kind van God is. En as ons dit besef, maak ons dit deel van ons identiteit. As ons dit deel van ons identiteit maak, hoekom twyfel ons dan so vinnig? Verstaan net nie van 'n spreekbabbel, wil ons sommer vir die Here aanvat, kom sorg dat hy nie vir ons. Nee. Sal hy Romeine 8 vers 17. En omdat ons kinders is, ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Ek is 'n erfgenaam van God. Ek is 'n bekeerde kind van die Here. Ek maak foute, ek is nie perfek nie. Ek is 'n mens. Dinge gaan baie keer goed in my lewe, dinge gaan baie keer sleg in my lewe. Ek aanvaar dit so, want die Here is in beheer van my lewe. Dit maak nie die feit dat ek 'n erfgenaam van God is, minder. Wat meer wil ons hê, as om te weet, ons is 'n erfgenaam van God. Ons gaan deel in sy koninkryk. Besef ons wat is ons identiteit in die Here. Hoekom twyfel ons dan so? Glo ons dat God is almagtig, almagtig. So as dis net nie kan doen. Nou as ons dit glo, hoekom twyfel ons dan baie keer as dit nie lekker gaan ons doen? As ek weet ek is 'n erfgenaam van die heilige, almagtige God wat hemel en aarde geskaap het, hoekom twyfel ek? Hoekom laat ek die vlees wen as ek in die gees weet ek is 'n kind van God? Ek gaan niks doen nie. Ek dink elkeen van ons is volwasse genoeg om die Bybel te kan lees en te verstaan wat daar staan. Maar 1 Korintiërs 6 vers 19 sê vir my,
tempel van die Heilige Gees. Ek, as 'n verantwoordelike persoon, as 'n goeie rentmeester, moet ons kyk wat dit vir die Here vir my gee. As ek my gesin gegee, moet ek na my kyk. As ek my werk gegee, moet ek na my werk kyk. Nie ten koste van my verhouding met die Here nie, maar ek moet na my kyk. As ek my finansies gee, moet ek na my finansies kyk. As ek my liggaam gee, moet ek na my liggaam kyk. Elkeen van ons weet wat ons doen, wat teenstrydig is met goeie rentmeesterskap, veral as dit kom by ons as tempel. En dan praat ek nie noodwendig net van goed soos warms of sulke tipe van goed. Fisiese goed in jou liggaam aantas, maar die tempel van God se aarde doen. Dit ook ja. Maar wat sê die woord vir ons, wat moet ons bewaak? Ons harte en ons breine, ons koppe, ons denke. Waar begin dit? In ons denke en ons harte. Ek doen nie net iets en dan dink ek daar nie. As ek weet, as 'n tempel van God, en die woord sê vir my, beskerm jou denke en beskerm jou hart. En dan natuurlik jou vlees ook. Jou liggaam. Maar as jy dan goed mos nou wat beskerm, en jy doen dit nie, dan kyk jy mos nou nie na die tempel van die Here. Hoeveel keer gebeur goed in ons lewe nie? As gevolg van keuses wat ons self maak. Baie keer is dit keuses wetende is verkeerd. Ander keer is dit keuses wat ons maak, want ons weet nie wat is die regte keuse nie. Ons is dalk net kleinweg onkundig. En ons maak 'n keuse, en as dit nie regte keuse nie, en dis gebeur in ons lewe wat nie reg is nie, of wat nie lekker loop of goed is nie, dan is ons maklik om te sê, maar Here, hoekom doen U dit aan my? Dan sê die Here, nee, as jy na my toe gekom het, of my raad gevra, en ek het die Heilige Gees leiding vir jou gegee en op die regte pad gelei, so jy dalk nie 'n keuse gemaak het. Jy sou 'n ander keuse gemaak het. Jy sou die keuse gemaak het met die Here, nog wat ek jy moet maak. Maar ons dink nie altyd aan wat ons doen nie, ons doen baie keer vir ons ding. Wat beteken dan? Ek maak foute. Ek's 'n mens. Ek maak verkeerde besluite. En baie keer as gevolg van my verkeerde besluit, doen ek my tempel skade aan. Maar dis nie sê omdat ek 'n verkeerde besluit gemaak het, nou is dit jy wat my straf nie. Baie keer moet ons terug ons knie gaan, en gaan om vergifnis vra. Sodat ons verhouding met God kan herstel. Sodat ons dan weer ons tempel kan eer en respekteer. Weer te kyk na ons denke, ons hart, ons vlees. Die volgende punt. Romeine 5 vers 10 sê, aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Dat beteken, ek is versoen met God. Ek is versoen met God. Wat was die eerste ding wat die slang van Adam en Eva gesê het in die tempel? Het die Here nie gesê jy mag nie van daai boom van die lewe van God te kwaad nie? Die eerste ding wat hy doen, hy saai verwarring, hy saai, is dit so, is dit nie so nie, en hy verwondering, hy twyfel.
is ek nog steeds versoen met God as ek teen sy wense gaan. Maar ek weet vir 'n feit, Romeine 5 vers 10 sê vir my, as ek tot bekering kom, is versoening met God deel van my identiteit. Ek hoef nie te twyfel daaroor nie. Dit maak nie saak wat iemand vir my sê nie. Dit maak nie saak wat die duiwel vir my sê nie. Ek weet vir 'n feit, ek is versoen met God. Hoekom? Want ek gaan na die lewende woord van God toe. Dit is wat vir my sê. As jy vir jouself vertel, sal jy sê, jy is geseën? Al het jy nog niks? Of min? Of baie? Open jy die seën van God op jou lewe aan wat jy het? Of hoe goed dit in jou lewe met jou gaan? En wanneer dit nie goed gaan nie, want wat is die teenoorgestelde van seën? Vloek. Jy voel dan weer, maar nou word ek vervloek en ek is vervloek en dit is die vloek en dit is daai vloek. Of sê die woord van God vir jou, maak nie saak al gaan dit sleg in jou lewe nie. Die Heilige Gees is daar om jou te lei, want jy is 'n geseënde van die Here. Maak jou omstandighede dat jy minder geseënd is? Nee. Jou verhouding met die Here en die sonde wat jy toelaat, dit is wat 'n invloed het op jou siel. En ons is baie keer harde pas. Ons wil nie daai sonde laat gaan nie, want dit is lekker. Maar dan sê die Here, nee, wat? My stok en my staf. Ek hier terug kom op die regte pad. Dan gaan dinge nie so lekker nie, maar ons gaan nog steeds aan. Ons gaan aan met daai sonde, maar ons wil huil. Hoekom gaan dit nie goed in my lewe nie? Want ons wil nie daai sonde laat gaan nie. Maar as jy waaragtig waar probeer om nie te sondig nie, en luister vir die Heilige Gees en bou 'n verhouding met God, dan sal jy geseënd wees. Al gaan dit nie goed in jou lewe nie. Want jy koppel die seën op jou lewe aan heeltemal iets anders as wat 'n mens op die wêreld sal doen. Seën vir my is nie groot karre en groot huise en vliegtuie en so voort nie. Elkeen van ons kan vanaand hier so sit, ons kan vir onsself afvra. Wat se seën is daar wat ek in die Here dankie vir kan sê? Want as jy 'n kind van die Here is, word jy geseën. Sien ons dit altyd raak? Nie altyd. Wil ons dit altyd raak sien? Nee, ons is uit van nou. Het is lekker om te bouwen as om te doof in die prijs. En dit is bewys. As jy 10 keer by die selfe restaurant gaan eet, en daai waitress gee jou 9 keer goeie diens, gaan jy nie 9 keer die manager roep en sê, jy wil vir geen goeie diens nie. Nee, want as jy een fout maak, as jy 1 keer 'n slegte diens gee, vir wat 'n rede wil dan? En dan sal die manager doen. Maar vergeet ons die 9 ander goeie keer, maar ons wil gaan maak by een slegte keer. Want ons is mens. Romeine 8 vers 37 sê vir my, dat as deel van my identiteit in God is, dat ek 'n oorwinnaar is. Nie miskien nie. Maar al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Waarin lê die oorwinning?
feit dat jy 'n kind van die Here is. Deur hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Op my eie is ek 'n loser. Want ek kan nie doen wat ek doen as ek nie die Here by my het nie. Werner, is jy oorwinnaar? Is jy oorwinnaar? Is jy? Hoe weet jy? Sê die Bybel vir jou so? Sê die Bybel vir jou so? Ja. Ja. Maar jy ook die Bybel nie. So dis die woord van waarheid. Dis God se woord nie. So jy glo alles wat erop staan. En as ek jou sê jy is meer as oorwinnaar, dan is jy meer as oorwinnaar. Hoekom glo ons dit nie baie keer nie? As jy oorwinnaar man, hoe weet jy dit? Presies. En as iemand môre vir hom sê, ja jy loser, wat jy hom sê? Presies, hoe weet jy dit? En as ek oor weet, wie sê jy loser? Dan sê jy dat hulle praat nonsens. Hoe weet jy dit? Maar die Bybel sê so. Die Bybel is maklik om ons te laat twyfel. Baie maklik. Vashou aan die woord van God. Vashou aan die woord van God. Sy antwoord was gewees, want God se woord sê dit vir my. Rowan se antwoord was, want God se woord sê dit vir my. Hoekom twyfel ek nou? En tweede laaste punt. Een van my bokse wat jy lees vandag, ons het my gespreke gaan oor Romeine. En jy kan sien, baie van die voorbeelde wat ek aanhaal vanaand, kom uit Romeine. Doen jouself begins, en gaan doen selfstudie oor Romeine. Gaan doen selfstudie. Pastoor Rita, Benny, julle ouers wat die selfgroep het, maak 'n punt af van om op 'n stadium Romeine te doen. Of wat jy die hele maand, jy sê, ek weet nie wat, of 2 maande, ons gaan elke keer gaan ons het gedeelte behandel. Gaan doen Romeine. Gaan lees Romeine. Gaan lees net oor 2 paragrawe. Moet nie die hele Romeine gaan lees en dan jy geniet daar die 2 of die 3 paragraaf nie meer belang staan. Gaan nie meer begin. Gaan lees Romeine. Romeine 15 vers 7 sê vir my, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Jy is deur God aanvaar. As jy tot bekering kom, word jy deur God aanvaar. Wat het Jesus gesê vir die een ou wat langs hom was, wat gesê het, ek kan sien, U is Jesus. Vergewe my my sondes. Wat het hy hom gesê? Kon dit om dadelik aanvaar. Dadelik, net dan. Hoekom is dit vir ons baie keer moeilik om te weet, om te aanvaar, ons is kinders van God? Genesis sê ons baie duidelik hoe die mens gemaak is. En dan wie se beeld ons gemaak is. Maar Efesiërs 2 vers 10 sê ook vir ons, jy is God se maaksel. Want ons is sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke te doen, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. As 'n ander vers moet ek sê, voor jy gebore was, het God al geweet wie jy is. Ons het nou 'n liedjie gesing, 2 liedjies gesing, wat ons identiteit in God bevestig. Ons moet baie keer gaan kyk wat ons sing.
Dit is belangrik dat ons kyk wat ons sing. Baie keer as ons sien wat ons sing en ons assosieer dit met wat die woord van God vir ons sê, gaan daar deurbrake kom, dan gaan die Heilige Gees van vir jou goed wys en vir jou goed sê. Ons besef nie altyd hoe belangrik en wat 'n groot rol musiek en multimedia en al daardie tipe van goed in ons lewe kan speel. Dit kan baie positief wees of dit kan baie negatief wees. Maar in dit alles is dit God se maaksel. Dit is geskep deur Christus Jesus. Hoekom? Hoekom het die Here ons gemaak? Hierdie JPX is op visie nou iets wat as hy sy toonstamp en hy vertrek al JC's hierdie alles wat nou is nou so tussen 15 en 25. As goed? Ja, soms speel ons so, maar is allemaal half veel veel. Dat is weer deel van my kennis. Hoekom besef hulle nie waarvoor hulle geskapen is? As die Bybel vir ons sê, ons is geskapen as God se maaksels om goeie werke te doen. Dit is baie mense wat allemaal in die lewe gehad het. Dus sê, ek weet nie hoe ons op te maak nie. Wat is my doel? As jy daai vers wil gee, gee dit vir my antwoord. Natuurlijk. Ek sê vir jou, al die vrae wat al die wêreld is, se antwoorde is in die Bybel. Ons moet net gaan soek. Daai antwoorde gaan die vinnig van die antwoorde. Maar as jy nie gaan soek nie, jy dit wil kry nie. Hoekom is ek op aarde? Want ek is 'n maaksel geskape deur Christus tot goeie werke. So as ek nie goeie werke doen nie, is dit teen God se wil. En as ek niks doen nie, is dit ook teen God se wil. Want ek is gemaak om goeie werke te gaan doen. Nie om agteroor te sit nie, en ook nie om slegte werke te doen. Wat ons ook al op aarde moet doen, is klaar nie goed voor. Nou sien het reg deur die Bybel. Op die saak waarom of na wie ons kyk in die Bybel. Daai persoon het 'n spesifieke doel gehad waarvoor die Here hom geskaap het. En al wat dit net van is as 'n slegte koning, het hy nog steeds 'n doel gehad. Ek het nou net 10 voorbeelde gegee. 10 voorbeelde uit die woorde van hoekom ek my identiteit kan pasmaak aan skrif. En nie aan wat die ou langs my van my kan. Nie aan wat my baas van my kan. Nie aan wat my tienerseun of my tienerdogter vir my sê. Nie aan wat die ou deur sy venster vir my skree in die straat. Of jou buurman vir jou sê. Of wat 'n man se vrou vir hom sê. Ons moet die onderskeid maak tussen wie ons is in Christus. Wat ons identiteit is in Christus. Wat ons lewe is. Kom ons vat hierdie 10 punte. Ons maak dit deel van ons lewe. Hierdie week. En ons word oorwinnaars van Christus. As gevolg van my identiteit wat ek het in Christus. Begin môreoggend. Lees een van hierdie verse. Net een. Die dag daarna
lees jy hom en nog een. Die dag daarna lees jy daai 2 en 'n derde een. Vat terug jou identiteit in Jesus Christus, vir wie jy is, omdat jy 'n kind van die Here is. En lewe is 'n kind van die Here. Ons moet ophou twyfel wat ander mense vir ons sê, wat ander mense vir ons dink, opinies van ander mense, of opinies en aanslae van die duiwel af, en hy probeer ons wegkry van die denke af, hy probeer ons wegkry van die feit af, dat ons kinders van die Here is, dat ons identiteit in Christus is. As hy dit kan kry, so hy twyfels wat hy gedoen het. Is daar iemand wat nog glo dat dit wat die woord sê nie waar is nie? Is daar nog iemand wat glo hierso dat hy niks werd is nie, dat wat hy doen niks beteken nie, dat die saad wat hulle gaan saai in ons eie omgewing, in ons eie kerk, van ander lande maak die saak nie, vrug gaan afwerk? Wie twyfel nog? Jy hoef nie meer te twyfel. Hoekom nie? Want die woord sê